turfgrond. Sommer net 'n ou simboliese storie. Nie baie lank gelede nie, was ek deel van die turfgrond langs 'n rivier. Nutteloos, sonder toekoms en vuil, was ek maar net gewone turf. Toe eendag toe kom daar 'n pottebakker verby en skep my op, vir geen rede wat enige sin sou maak nie. Ek was geensins skoon, bindend of vormbaar nie, nogtans skep hy my toe op. Hy het my weggeneem na 'n plek waar ek gevoel het ek nie hoort nie. Daar gekom begin hy dadelik aan my meet en druk en vorm. Nadat sit hy my op die spieelkas, waar ek tot my groot verbasing sien, hy het van my 'n asbakkie gemaak. Uiteindelik het ek gedink, daar was toe werklik waar 'n doel vir my gewees. Die volgende dag, steeds beïndruk met my vorm en my doel, bring hy 'n klompie blomme om binne my te laat staan. Noodloos om te sê, ek was nie opgewasse vir die taak nie. Hy het mos nie 'n vaas nie, maar 'n asbakkie van my gemaak. Aangesien ek nog 'n bietjie klam en buigsaam was, begin hy weer aan my te vorm en druk. Om alles te kroon, sit hy my op 'n wiel wat vinnig draai. Vrees pak my beet en ek klou maar vas vir lewe en dood. Toe die wiel gaan staan, kyk ek duiselig in die spieël en sien my staan. Die pottebakker het homself nou oortref. Die keer was ek eers beïndruk. Hy het toe werklik waar uit hierdie asbak 'n mooie vaas gemaak. My opgewondenheid het skaars bedaar, toe vat hy my en sit my in 'n oond. Ek het gedog daai wiel was erg, maar besef toe gou, dit was tog nie. Die ondraaglike hitte en die lang tydperk wat ek daar moes wees, was beslis die grootste ontbering ooit vir my. Die besef en die dankbaarheid dat ek 'n vaas kon wees, was al waaraan ek kon vasklou. Toe ek daar uitkom, kyk ek in die spieël, teleurgesteld en moedeloos, sien ek dat ek nog net dieselfde lyk as voor ek so verskriklik in daai oond moes brand. Dit laat my toe wonder, nou hoekom dan nou so? Maar toe ek afgekoel was, kom ek agter daar's weer 'n groot verskil. Die keer was ek hard soos 'n klip. Ek is toe oneindig baie bly, want dit beteken ek sou nooit ooit weer 'n asbakkie kan wees nie. Net toe ek dink dat ek nou oulik is, vat hy glasuur en sit die mooiste glanslaag bo-oor my en teken die mooiste patrone met pragtige kleure oral op my. Daarna het hy hierdie mooi patrone met 'n glanslaag bedek om dit te beskerm en my weer eens in daai verskriklike oond gebak, sodat ek nie maklik kan verweer nie. As ek dus so terugdink, kom ek agter ek sal nooit weer as turfgrond of as 'n asbak herken kan word nie. Ek sal vir altyd 'n vaas wees, al kry ek stampmerke en chipmerke, al word ek vuil, bly ek 'n vaas. Selfs as sou ek val en breek en die pottebakker my weer aan mekaar moet plak, sal ek nog steeds 'n vaas wees. Ek vertel hierdie storie met 'n oneindige liefde en dankbaarheid aan my geliefde pottebakker. Sien, God is so lief vir ons dat hy ons optel en red, net soos ons is, maar hy is te lief vir ons om ons te los net soos is.